Mighty God, Redeemer, Savior, Prince of Peace is He. King of glory, our provider, healer He must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is He. Who is He that calms the raging sea? Who is He? Groete in Jesus naam. Ons bid saam soos ons boekevat voorberei vir hierdie oomblik. Ek gaan 'n bietjie terug in tyd later om vir u te vertel 'n getuienis van een van die eerste geleenthede toe ek onder die dwang van die Heilige Gees gekom het om in 'n publieke plek die evangelie van Jesus te verkondig. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u getrouheid, Here. Dankie dat u is ons heiland en redder. Vader, u het u maniere om mense te bereik. So hoog soos die hemele van die aarde is, so verskil u maniere van dinge doen. Veel beter, meer bekwaam, ten volle volbraak en volmaak. Dankie Here vir die knegte wat u aan uself toegeëien het om gebruiksaam te vind, om 'n verskil te maak in iemand se lewe, sodat hulle tot hy besinning kon kom, om te verstaan en te glo dat Jesus Christus is die goeie gawe van die Vader tot 'n verlore mensdom. Seën ons nou in die gehoor van die woord en word verheerlik deur ons veranderde lewens. In Jesus naam bid ek. Amen. Nou, toe ek gedink het oor vandag om met u te praat, het my gedagtes gehaas na 'n tyd om by 1991, 1992. So dit is 'n baie lang tyd terug. En ek was 'n kort sokkie gewees in die evangelie. Net onlangs op die ouderdom van 25 tot redding gekom, myself bekeer voor die Here, tot inkeer, en absoluut niks van hierdie godheid geweet of verstaan nie. Ek moes alles opnuuts leer. My kinderjare het nie sondagskool geken nie, en my tienerjare en jongvolwasse jare het ook die kerk of jeug geken nie. So ek was 'n wilde ding gewees, heeltemal wild. Maar op die ouderdom 25 kom ek tot radikale bekering om die Here te dien. En ek het die Bybel verorber. Ek het dit verslind. Ek was honger, ek was dors, ek het gelees, ek het geluister. Daardie dae was nog die tyd voor CD's en USB's en die klas van goed. Toe was dit daai magnetiese bandopnames gewees, cassette tapes. En al wat ek in hand kon kry, het ek geluister. En ek onthou baie kere as 'n jong getroude man, het ek die verskoning gehad, ek is in die kombuis om skoon te maak, maar die werklike rede was om die radio daar op die radiostasie TWR te sit. Dit is Trans World Radio. Van julle sal miskien weet wat Trans World Radio was. En so het ek geleidelik my kennis opgebou. Geleidelik begin sien en verstaan waaroor hierdie evangelie gaan. Maar 'n dag kom, en ek dink dit was net so voor 1992, waar ek die geleentheid gehad het om my eerste huis te koop. Ek was werksaam gewees
vir 'n assuransiemaatskappy en deur hierdie assuransiemaatskappy sou ek huislening subsidie kon kry en ek wou daardie geleentheid uitoefen en ek het 'n huis gekies en op die dag wat ek toe die dokumente vir hierdie huislening by die maatskappy se prokureurs moes gaan inhandig het, moes ek gedurende werkstyd 'n trein vat na die hoofstad toe. En die trein sou omtrent 6 of 8 stasies moes reis om van een punt na die ander te kom. Ek het verlof by die werk gevat in werksure net om af te laai en terug te kom. En ek is nou 2 jaar gelowige, maar ek is soos 'n kat op 'n warme plaat met die evangelie. Ek wil net almal vertel van redding en van Jesus en van die liefde van God en ek is nou 27 jaar oud. En met die terugreis vanaf waar ek die dokumente moes aflaai in die hoofstad en my pad terugvind na die maatskappy wat ek werk, moes ek 'n trein terugvat. En die oomblik wat ek op die trein klim en gaan sit, was ek onmiddellik herinner van 'n gesprek die week net voor dit. Toe ons as 'n klein groepie werknemers 'n gebedsgroep gehad het en op hierdie een geleentheid het een van die broers getuig dat op die vorige week terwyl hy op pad huis toe was met 'n trein, kry hy die indruk dat die Here wil hê hy moet iets sê. Maar hy het toe skaam en verboureerd maar net teruggesit en hy het bly 'n toets voor die Here lê. As die trein nou stop en hy vandag vir 5 minute, weet ek die Here wil hê ek moet dit doen. En dit gebeur toe net so. Maar hy was nie gehoorsaam nie. Om 'n lang storie kort te maak, na 3 pogings van die Here toets, het hy nog steeds nie gedoen wat hy gevoel het die Here wil hê hy moet doen nie. Wat was, hy moes opstaan en met die mense op die trein praat oor die dinge van die Here. Hy sê toe vir ons, toe die trein by sy eindbestemming kom en hy klim van daardie trein af om op die platform te loop, het hy gevoel asof die aarde hom kon insink van skaamwees en van verbourering. Hy het regtig sleg gevoel. Nou, dit was 2 weke voor my ervaring. Nou sit ek op die trein en die oomblik wat ek daar sit, word ek herinner van daardie gedagtes. En ek vra myself, maar hoekom dink ek aan nou so? Voel ek aan nou die Here wil met my praat, of wil deur my praat, die Here wil hê ek moet nou praat met die mense wat op die trein is. En ek sê vir myself, ek het nog nooit so iets gedoen nie, ek sal dit seker nooit doen nie, ek sal my doodskaam. En die oomblik wat daardie gedagte by my opkom, kan ek duidelik binne in my voel, die Here wil hê ek moet staan. En sodra hierdie trein beweeg, moet ek begin praat met die mense op die trein. En ek dink toe, ek kan dit nie doen nie. Ek sal 1000 dode sterf voor ek dit moet doen. In elk geval, ek het nie 'n woord, wat se boodskap sal ek dan met die mense praat? En soos ek dit dink, flits dit in my in. Matteus 7, vers 15 en 16 en 17. Lees dit vir die mense. En ek dink toe, ek het so 'n klein Bybeltjie in my sak gehad. En my oë was nog goed daai tyd gewees. En ek vat toe die Bybeltjie uit en ek gaan kyk wat dit is. En ek besef toe, die Here sê ek moet nou hier staan en hierdie woorde spreek. Maar ek kyk links, ek sien hier staan 'n man en hy's van 'n islamitiese oortuiging. En ek kyk toe regs en ek sien hier sit 2 jong meisies, mooi meisies. Hoe gaan die meisies van my nou dink as ek nou hier staan en preek op die trein? En daar sit nog mense diskant en hier sit nog mense hierdie kant. Maar toe onthou ek weer die getuienis van my vriend 2 weke voorheen. En ek besluit toe, dit sal nie my belewenis wees nie. En ek spring op uit my sitplek uit, luidrugtig roep ek uit en ek sê, Halleluja, prys die naam van die Here, ek groet U in die naam van Jesus, en ek het in Engels gepraat,
and I would like to speak to you about your eternal soul. En ek begin preek, en ek preek toe. Ek lees toe die verse, en ek preek toe kort boodskapie, seker so 5 of 7 minute lang, en voordat ek my oë kon uitvee, maak die trein oop op die stasie wat ek moet afklim, en toe ek uit daardie trein op die platform spring, toe voel dit vir my, ek spring op 'n hemelse wolk, en die wonderlikste ekstasie en vreugde en gelukkig voel oorval my, dat ek nie kon glo dat 'n mens so wonderlik kon voel, omdat jy gehoorsaam was aan die oortuiging van die Heilige Gees. Nou, dit het met my gebeur, en dit is waaroor ek met u wil deel. Die boodskap van daardie eerste keer wat ek persoonlik nie in 'n kerk nie, nie in 'n huisbediening nie, maar in 'n publieke plek onder vreemde mense losgelaat het met die evangelie en die woord van die Here gelees het uit die Bybel en toe uitgebrei het daaromtrent en die mense bemoedig het dat hulle moet regmaak om die Here te dien. Kom ons lees dit saam. Ons lees dit saam en ons lees vanaf vers 13. Gaan die koninkryk deur die noupoort binne, want wyd is die poort en breed is die pad wat na die ondergang lei. En daar is massas mense wat daarin gaan. Hoe nou is die poort en hoe smal is die pad na die lewe nie. Min is die mense wat dit kry. Pas op vir die vals profete, mense wat valse boodskappe verkondig. Op die oog af lyk hulle soos onskuldige lammetjies, maar in werklikheid is hulle gulsige wolwe. Julle sal hulle aan hulle optrede uitken. Net soos 'n mens 'n boom aan sy vrugte kan uitken. 'n Mens pluk tog nie druiwetrosse van doringbosse of vye van dussels nie. 'n Gesonde boom dra immers goeie vrugte en 'n siek boom slegte vrugte. 'n Gesonde boom kan nie slegte vrugte dra en 'n siek boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hierdie mense aan hulle vrugte uitken. Vers 21 tot 23. Nie almal wat vir my Here, Here sê, sal in God se koninkryk ingaan nie. Wat die deurslag sal gee, is of hulle aan my hemelse Vader gehoorsaam was. Baie sal vir my op die oordeelsdag sê, Here, Here, ons het dan in u naam gepreek, en in u naam duiwels uitgedryf, en in u naam baie wonders verrig. Dan sal ek hulle antwoord, julle was nog nooit werklik my mense nie. Gaan weg van my. Gaan weg van my af. Julle het nie gedoen wat voor God reg is nie. Laat my toe om dit in Engels te lees, vers 21 tot 23. Hierdie was die woorde wat ek daardie oggend op die trein gespreek het en toe oor gepreek het. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. En ek het toe met daardie bewoording uitgebrei en klem gelê op die gedagtes van die vermaning wat sê,
ek het julle nooit geken nie. I never knew you. Dit was baie dramaties vir my gewees, my heel eerste boodskap, om mense so in die kaak te ruk, en te sê, julle dink julle is reg met God, maar julle is ver van reg van God af. En alhoewel julle jouself uitleef met sekere werke van geloof, is daar die werke van geloof nie genoegsaam nie. Hy ken jou nie, en hy wil niks met jou te doen hê nie. Nou, daardie bewoording wat sê, dat God jou ken, is dieselfde bewoording, wat gebruik is, in die boek van Genesis, met Adam en Eva, op die geleentheid wat die Bybel sê, en Adam het vir Eva geken. En na aanleiding van dit as 'n ervaring, het Eva swanger geword en gebaar. So dit was 'n intimiteit. Dit was 'n eenwording van twee persone, wat 'n vrug begin dra het. En die vrug wat gedra was met Adam en Eva, was die kinders wat gebaar was. Abel en Kain, en later sou het Seth wees, en omdat hulle baie lang geleef het, 930 was Adam se dae gewees, het hulle baie ander kinders gehad, en dit was die bydra wat gelei het tot die vermeerdering in die bevolking van die mens van ouds. Die eerste mense, Adam en Eva, en hulle intimiteit, die manier wat Adam vir Eva geken het gelei dat hulle tesame kinders sou baar. Maar nou vind ons hier die bewoording met betrekking tot 'n gelowige, wie geloofswerke doen, en ja, dit val nie in almal se skoot om duiwels uit te dryf nie. Dit val nie in almal se skoot om te kan profeteer en om dit akkuraat te doen nie. Dan moet op een of ander manier wees dat jy 'n aanraking en in verbintenis met God is. Maar God sê daar is 'n punt in die ontwikkeling van die verhouding tussen die gelowige en homself, waarin hy die God van hierdie geloofsbelydenis ons ken. Ek ken jou nie, sê hy. Gaan weg van my af. Ek het jou nooit geken nie. So daar is 'n manier wat ons onsself in intimiteit met God moet vind. En soms begin dit in die normale siklus van die bevrediging van behoeftes in ons lewens, in die noodsaaklikhede van die siklus van die lewe in die samelewing. Wanneer ons God ken in ons behoefte en God betree die situasie en na aanleiding van die intimiteit, wanneer ons met God as sulks kommunikeer, is die uitkoms en die vrug van die intimiteit, die oplossing of die vrug van die oomblik. In Psalm 6 vers 8, en ek wil graag 'n paar gedagtes daaruit ook aan ons voorlê, maar dit moet begin met hierdie idee van God se wete rondom ons.
I never knew you, sê die Engels, ek het jou nooit geken nie. Die rede hoekom God ons nooit geken het nie, is omdat ons nooit God geken het in die eenvoudige dinge van die lewe. Alhoewel die skrif aan ons leer deur te sê, alvorens ons uitgeroep het na hulp of bemiddeling van God se kant af, het hy alreeds geantwoord. Die Bybel leer ons en sê, before you have called, says the Lord, I have already answered. En op nog 'n plek sê dit vir ons, I know your thoughts from afar. Ek ken en weet wat jy dink en wat jy redeneer en besin. Ek weet dit van ver af. Ek onderskei dit, sê die Here. Nou hierdie manier van God om met ons te kommunikeer en te verkeer, sodat hy aandag skenk. Die Bybel sê vir ons, die oë van die Here is aldurend op die regverdige, en hy oorweeg en besin sy weë. Maar tog sal God hier 'n stokkie voor die vryheid sit, deur aan ons bekend te maak, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Maar hy weet wie ons is. Hy onderskei ons. Maar Psalm 6 vers 8 byvoorbeeld, praat van 'n oomblik wanneer Dawid in oortuiging is, God weet van hom, God het onderskeiding in gaande sy weë, maar dis asof God sekere dinge toelaat, en in die toelaat van negatiewe ervarings sê hy, Here, straf my nie in die toorn, kastei my tog nie in die woede nie, wees my genadig, Here, want ek is swak, maak my gesond, Here, want my liggaam is vol pyne. In die omstandighede van sy menswese, sy ervaring dat sy liggaam verswak is, hy's miskien in 'n soort van 'n koors en hy voel pyne. Hy ken die Here daarin. Die Here word ingetrek. Hy sê byvoorbeeld in vers 4, my hele wese is angsbevange, hoe lank nog, Here? Wat ook al die benoudheid is wat rondom hom ontketting, wat rondom u ontketting. Is hy besig om self u laste te dra? Is hy besig om self te probeer 'n ontglonting doen van iets wat ingewikkeld is, en nee, ek kan nie die Here bemoei met hierdie saak nie. Nee, dit was glad nie hoe Dawid dit gedoen het nie. Die manier van Dawid was, ek is vermoeid van verdriet, snags is my bed deurweek, die deurweek is sy sweet van sy benoudheid, sy trane, my oë is dof van droefheid, my kussing is nat van trane, my oë verswak, ek sien my vyande, ek onderskei my vyande, en ek wil hê die Here moet weet hiervan. Here, slaan ag daarop. Gaan weg al julle kwaaddoeners, want die Here het my na my hulp geroep geluister. Die Here het my pleidooie gehoor, die Here sal my gebed beantwoord. Al my vyande sal beskaamd en baie verslaaf wees, in 'n oogwink sal hulle beskaamd wees en omdraai. Die intimiteit van 'n gelowige met God, om God te ken met betrekking tot alles. Selfs dinge wat jy nie met jou mees intieme vriend of in jou intiemste verhouding met 'n medemens sal of wil deel nie, is dinge wat ons met God moet deel. Dat God die onderskeiding kan doen. Ek onthou die woord van die Here wat sê, sy woord is skerper as 'n tweesnydende swaard. Hoofstuk en vers
van Genesis tot Maleagi, van Matteus tot Openbaring. Elke gedagte, elke idee, elke metafoor, elke gelykenis, elke beginsel, die insettinge van die Here, die wette van die Here, dit is skerper as 'n tweesnydende swaard, en dis lewend, en dit sny deur murg en been. Dit bring 'n onderskeid tussen die siel en die gees van die mens. En voor die woord van die Here is onderskeiding van denke en bybedoeling. Daar is niks wat geheim of verborge is, weggesteek is nie. Alles is naak deur die manier wat hy kan sien. Hy sien dit duidelik en deeglik. En wanneer ons hier die woord in ons het, en ons bepeins dit aanhoudend, en ons maak dit 'n deel van alledaagse nuttighede, ja, die belangrike en groot ook, maar selfs in die nuttighede. En ons aanbid hom, ons loof hom, ons prys hom, ons sê met soveel woorde, soos die psalmdigter sê in Psalm 2, soen of kus die seun, kiss the son. Daar is 'n manier wat ons dit as 'n metafoor doen, spreekwoordelik soen ons hom. Ons hou hom nou en na aan ons, in die intimiteit van hom ken. En uit hierdie verhouding, uit hierdie manier van kommunikasie met God, kom die wete, kom die ken, dat hy nie later kan sê, maar ek ken nie vir jou nie. Wie sê, jy is 'n vreemdeling, ek ken nie jou stem nie, ek ken nie jou maniere nie, ek ken nie jou beginsels nie, ek ken nie wat jou belangstellinge is nie, jy is vreemd vir my, jy is vroom vir my, dan is dit nie meer die geval nie. Ek kan regtig nie sê hoe daardie mense daardie oggend my bewoording ervaar het en gehoor het nie. Ek was, soos ek gesê, nog baie groen gewees, net omtrent 2 jaar gelowige, het nie baie uit die Bybel geken nie, maar daardie bewoording was die bewoording wat God wou gehad het. Iemand of meer as een persoon moes dit hoor daardie dag. Dit het minder te doen gehad met my toets, of ek gehoorsaam sal word, en meer te doen gehad met die dwang op God, om hulle te leer ken, wanneer hulle begin aandag skenk aan sy teenwoordigheid te midde die samelewing. Kom ons bid. Vader, ons dankie my God, dat U soveel dinge voor ons bring, om vir ons te lei, om erkenning te gee, dat U is die Here. U woord leer ons, met hierdie woorde, dit is 'n dwaas wat sê, God bestaan nie. Ons is nie daardie dwaases nie, Here, maar ons wil wees volgens Hebreërs 11 vers 6, wat sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hulle wie na God toe kom, moet weet en glo dat God is, en hy is 'n beloner van hulle wat na hom strewe. Here, ons strewe na U, ons glo dat U is. Help ons in elke oomblik en elke geleentheid om erkenning te gee aan U en om U in te sluit in die nuttighede en die groot dinge van ons lewens. Ons bid en wy onsself op niets toe aan U as ons heiland en saligmaker, ons hemelse Vader. Dit doen ons in die naam van Jesus Christus. Amen.